Halleluja. Dankie Jesus. Halleluja. Ons wil ook ons YouTube kijkers verwelkom volgens saam met ons en doen ons bediening. Parel. Ons vertrou dat u ook verryk word en ryk word deur die woord in Jesus mooi naam. Amen. Ek wil ook vir Harry daar in Pretoria, dit is my swaar, ook sê dankie Jesus dat u hom volkome genees het. Amen en amen en amen. Halleluja. Amen. Dan ook vir Tilla en Johan daar in Kimberley. Hulle is in Kimberley. Johan en Tilla is oud gemeentelede, maar is nog steeds my broer en my suster daar in Kimberley, kosbaar. Amen. So ons groet elke een in die wonderlike naam van Koning Jesus. Ek voel in die gees volgend. Die Here sê, ek moet vir jou sê, hy het jou in die holte van sy hand, en soos jy in die holte van sy hand is hy besig om jou te mold. Hy is besig om jou te vorm. Stukkie vir stukkie vir stukkie vir stukkie. As hy besig om in jou denke, die denke te vernuwe, dat jy die grootheid van God en die almag van God sal verstaan en dit jou deel maak en dit jou lewe maak. Maar die verandering kom, maar die beskerming, ek wil hê jy moet hoor volgend, die Here sê, my dogter, ek is jou beskerming. Ek is die een wat jou protect. Ek is die een wat jou toevou, sê die Here. Dus ek met my engele aangaande jou bevel gee, om 'n skaar om jou te trek, dat die vyand jou nie in die hande kan kry nie, sê die Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Kom ons staan net so 'n bietjie op ons voete gou en gee die Here lekker hande klap. Kan ons dit doen? Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Dankie Jesus, ons loof U, ons prys U, ons eer U, ons aanbid U. Halleluja. Amen en amen. Halleluja. Amen. We serve a good God. Amen en amen. Halleluja. Wie van julle wil uitgeskit word? Dat die Here jou vat en skit jou uit. Here begin by my. Here begin by my, skit my uit. En pak al U goedheid en U karakter, pak dit in my in. Stuk vir stuk. Sal nooit vergeet nie. Baie profetiese woorde al gehoor en ook ontvang. Maar gaan jou uitskit soos 'n mens, 'n aardappelsakkie uitskit, dan sal ek hulle weer regpak, sê die Here. Dit is wonderlik as God bemoeienis maak met ons. Amen. Ek wil met jou praat. Ons is besig met die evangelie van die koninkryk van God. En u kan dit maar gaan toets. Ek praat baie daaroor, maar u kan dit gaan toets, dat die woord die uitspraak gee. Jy sien, ons kan die evangelie verkondig, ons kan Jesus verkondig, as die ek was, toe hy op aarde was, en het gekom in die gestalte van 'n mens, en hy die aarde bewandel, okay? En hy die mense mag en gesag gegee oor al die duiwels. Siekes gesond gemaak, blinde oë oopgemaak, dowe ore oopgemaak, dooies opgewek, malaatses genees. Hy het die evangelie van die koninkryk toe al verkondig. Maar die hartseer is, dat baie min die evangelie van die koninkryk verstaan. Ons kry preke op preke, ons kry geskiedenis, en kyk, party ouens kan nou maar, hulle kan die geskiedenis vir jou, hulle is net, hulle is gifted. En hulle maak soveel indruk en impak op jou lewe, maar dis geskiedenis, en nou ken jy Jesus as die ek was.
Maar jy het nie iemand nodig om dit vir jou, jy moet nie jou Bybel lees, dan kan jy hom ken as ek was. Want in Openbaring 1 sê Jesus vir Johannes, kyk ek was, en ek is, en ek sal wees. Ek was hy was op aarde gewees, hy het gekom, die mag van Satan gebreek, dit wat Satan van Adam en Eva gesteel het, wat het hy gesteel? The glory of God, the presence of God het hy gesteel. Want hy het geweet met sonde, as sonde in die mens inkom, dan gaan die heerlikheid nie kan bly nie. En lig en duisternis het nie gemeenskap met mekaar nie. Sien, en toe verloor hulle die heerlikheid, met ander woorde die teenwoordigheid van God. En dis hoekom God, hy het so liefde vir die mens, hy het nooit sy liefde vir die mens verloor nie. Maar toe dit kom in die tyd van Moses, toe sê God vir Moses, bou vir my huis, sodat ek onder die volk kan woon. Maar nie in hulle nie, net onder hulle. Okay? Maar met Jesus se dood en sy opstanding, toe bring hy herstel vir hulle wat tot wedergeboorte gekom het. Luister mooi. Nou is hy weer in jou. Nou word jou liggaam word nou tempel van God se gees. So hy kom maak woning in jou. Is julle met my? So met ander woorde, wanneer die Heilige Gees kom en hy oortuig jou van sonde, geregtigheid en oordeel, en jy verhard nie in jou hart nie, en jy sê, Here Jesus, ek neem U aan as my saligmaker, as my verlosser, as my Heer, as my meester, dan kom maak hy woning in jou gees. En as hy in jou is, jy sien, dan is die heerlikheid, the glory of God, word dan herstel, so jy is die draer van sy heerlikheid. Toe ons, met Pastor Fanie en Marina, toe ons gaan gedaan in die aquarium, en daar by die waterfront, en die visies, en die visse, en die haie, en al die goed, dis massiewe en klein goedjies, maar dis pragtig, jy weet hoe hulle dit, die ligte agter dit sit, ek weet nie of julle al daar was nie, maar wow, dit is regtig, baie, is die moeite werd. Maar ek sê vir Pastor Fanie, kyk nou na die visse, sien die heerlikheid van die vis, as hy in die water is, maar haal die vis uit, die water uit, dan haal jy hom uit sy heerlikheid uit. Het julle al 'n dooie vis gesien? Hy's 'n vis, maar die heerlikheid van die vis is weg. Het julle al 'n voël gesien so in die lug vlieg? Nee. So as die voël in die lug is, dan is hy in sy heerlikheid. Maar haal die voël uit die lug uit, en hy laat op die grond lê en het gevrek, dan is sy heerlikheid weg. En dit is wat gebeur het met Adam en Eva, toe God sy heerlikheid uit hulle, toe hy onttrek, toe is hulle net 'n mens. Het hulle geheers soos hulle moes heers? Nee. En nadat die heerlikheid onttrek het uit Adam en Eva, kyk maar na die mens van daai tyd of tot waar Jesus gekom en sê, Jesus sê vir die disippels, ek gee julle mag en gesag oor al die duiwels, gemaak die siekes gesond, gaan verkondig die evangelie van die koninkryk. Maar as jy die boek van Efesiërs lees, dan sal jy agterkom, hy sê dit in 'n bestek van 6 verse, sê hy dit 3 keer. Hy sê, jy is verlos om te wees tot lof van sy teenwoordigheid.
Julle kyk my so aan. En ek kyk julle so aan. En ek sê, Lord, laat die ligte oopgaan. Jy sien, wanneer jy kan verstaan, die heerlikheid is in jou. Aan die ander woorde, die teenwoordigheid van God, die herstel met wedergeboorte, kom maak hy weer woning in die mens. So die heerlikheid van die Here is nou weer in die mens, soos dit in Adam en Eva was voor die sondeval. En as jy die heerlikheid van die Here kan ken en kan verstaan, as jy verstaan wie jy is, wat ons net ook gesing is, dis who I am. Hoeveel keer voel jy soos 'n wurm, soos 'n kokkerot? En jy voel niks werd nie. En jy glo die leuen. Terwyl jy 'n koning, terwyl jy 'n priester, terwyl jy 'n medewerker is, terwyl jy geskaap is na sy beeld, hoe voel jy ten spyte van daardie waarheid? Ek sit en luister vir mense, nee, hulle moet nou maar eers iets uitwerk, nee. Jy hoef niks uit te werk, you need revelation, jy het openbaring nodig van die woord, wat sê God se woord aangaande jou. So anders ek wil volgende met jou praat oor die evangelie van die koninkryk van God. En ek bedien dit al hoeveel maande, al 'n paar jaar. But it's time now for the revelation of this truth. Sodat in jou en in my en in hierdie bediening en met wie ons praat, wie ons hoor, sodat hulle lewe kan verander. In COVID-tyd, toe hulle die ding gelig het dat jy 50 mense kan hê in 'n diens. En ek stap hier en ek bid, ek sê, Here, wat sê U vir my? Wat moet ek maak? En die Here sê vir my, nooi 50 mense, pastore, maar dit moet die pastoor en sy vrou wees. Nooi 50 van hulle. Want ons mag net 50 wees. Maar duidelik, maar 'n week gaan voorbij, ek sê, Here, wat sê U? Hy sê, ek het met jou gepraat. Jy vra vir my, ek sê jou, ek antwoord jou. Nou kom Hanna, jy nog 'n bietjie. En ek bel pastoor Vernon. Hy sê, ek was by daai fraternal, ek sê vir my pastoor, ek sê, dis vir die Here, maar sê, dis nie 'n fraternal ding nie, hierdie is die ding wat die Here vir Gerrie Perwer gesê het. Hy sê, sit my en my vrou se naam eerste op. En ek bel pastore, en ek sê, maar jy moet saam met jou vrou kom, dis jy en jou vrou, dis wie dit moet wees, want die Here sê, moet die kappel wees. Die Sondagoggend voor die aanddiens, wat is nou die middag hier so by mekaar kom, toe bel die vrou, die suster, die juffrou, van die man wat Sondag aand hier op die grond gelê het. Toe bel sy vir my, en sy sê vir my, ek moet hulle verskoon, hy COVID opgetel. Leslie is nie nou hier nie, maar daar's Letty. Daai aand was ons 48 mense hierso. En waaroor praat ek met die pastore en hulle vrouens? Waaroor dink julle het ek met hulle gepraat? Want die Here het mos bedien hulle. Ek praat met hulle oor tiendes en offergawes. Pastoor, maar hulle is dan pastore, hulle is dan hierdie biskoppe en die ringkoppe en al daai koppe, maar hoe praat jy dan nou met hulle oor tiendes? Maar dis wat die Here vir my gesê het om met hulle te praat. Nou, en ek lig vir hulle die woord van die Here uit aangaande tiendes en offers. Dis nie wat hulle verkondig, wat die kerk verkondig nie. Maar wat die woord van die Here sê, dis nie my woord, dis die woord van die Here. Nee. Dis nie opinie 3 vers 3 nie, dis die woord van die Here. Moet daar die susters,
My suster, hulle smile, hulle love hierdie pastoor, hulle love hierdie whitey, Boeta en ek bedien, want jy sien, dis die prediking van die pastoor wat die gemeentelede in armoede hou. So hoeveel pastorie kinders wil nie in die pastorie wees, hulle haat die kerk, omdat daar nie finansies is nie. As dit hoe God is die God wat ons verkondig, wat ons in armoede laat lewe. 'n jaar daarna, sit ons met daai tafels, hulle so lank gewees, dit is 'n vertunnel in hierdie kerk. En ek vra die vraag vir die pastore, wie van julle se finansies het in 'n jaar verander? Hoeveel dink julle? 1. Hulle die woord wat God tot hulle gespreek het, nie ek nie, het hulle harte verhard teenoor die woord, het arm gebly, net ene ook het ryk geword. Jy sien, wanneer jy die evangelie van die koninkryk van God begin verstaan, jy soek, geskiedenis is mooi, ons moet dit is opgeteken, ons moet dit ken. Maar het gaan nie vir jou rykdom bring nie. Het kan vir jou dankbaarheid bring, dat ek en jy nie meer onder die wet hoef te wees nie. Het kan dankbaarheid in jou gees opwek. Het gaan nie vir jou lewe bring nie. En ek wil vanoggend met jou praat. Seëninge. Die seëninge van die koninkryk van God, die woord van God, kom van binne. Nie van buite nie. Het kom van binne. The day you accept Jesus Christ as your personal Savior, and your spirit become reborn, en hy kom maak woning in jou gees, dan is die volheid van die koninkryk van God in jou. Dan verander jou gebede ook van give me, give me, give me. Say, Lord, thank you for revelation. Revelation, revelation, revelation. Ek het so ruk terug, toe sê ek, Natasha, as ek my debietkaart vir jou gee en sê, gaan shop tot jy drop. Dan gee dit vir haar, maar gee haar nie my pin nie. Dan help my kaart vir haar niks nie. Die volheid van God na wedergeboorte kom maak woning in die mens, in jou gees. So die seëninge van die koninkryk van God, the blessings of the kingdom of God, abides within. Yes. En as jy jou Bybel ken, sal jy sê, pastoor, amen, dis waarheid. Maar daar is 'n tyd dat die waarheid nou 'n demonstrasie word. En nie net sê, ja, dis waar nie. God word nie verheerlik as daar nie 'n demonstrasie van sy woord is nie. Kerksmense, ons bly kerksmense, ons word nie koninkryksmense nie. Die krag en die oorvloed en die volheid van die koninkryk van God, nou ons praat daaroor, maar ons lewe dit nie, ons beleef dit nie. Ons bly arm. As jy Galasië 3:13 lees, jy sien agterkom die vloek is gebreek. Maar ons lewe nog onder die vloek. Weet jy, hoe weet ek het? Kyk na ons lewe. God se stelsel is bo-natuurlik. Is supernatural. God se woord is bo-natuurlik. Is supernatural. Is supernatural. Is bo-natuurlik.
God is nie 'n mens nie. Ek sê vir pastoor Van, ek is so dankbaar, God is nie 'n mens nie. Weet jy, ek is al lankal verbrand gewees het. Maar omdat hy God is, God van genade, God van liefde is, het hy my gered. Sien, God se koninkryk is bo-natuurlik. Die almens is 'n bietjie min hier so volgend. Maar as jy by daardie deur uitgaan en jy maak daai deur tussen, jy sien die koninkryk van God, daar 1 Korintiërs sê vir ons, hy sê die koninkryk van God bestaan nie uit woorde nie, maar uit krag. It's supernatural. And when you are born again, the kingdom of God is within you, within us. Now you become supernatural. Nou verstaan jy wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het, kyk, ek gee julle mag, ek gee julle gesag oor al die duiwels. Gaan verkondig nou die evangelie van die koninkryk van God. Hoekom lyk die kerk soos hy lyk? Hoekom lyk belydende Christene soos hulle lyk? We don't understand, we haven't got the revelation of this truth. God se koninkryk is bo-natuurlik. So anderwoorde, wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, waar is die koninkryk van God nou? In jou, die woord sê dit. So hierdie bo-natuurlike koninkryk, wat in 'n menslike liggaam kon woning maak het. Ek wil jy moet hoor. Kon woning maak het. Wat die mens se gees, wat dood was, kom lewend maak het. Nou is hierdie koninkryk supernatural. Kom ons gaan terug na Jesus toe wat was. Hy het gekom as seun van die mens. Maar toe hy daai doopwater uitkom, toe hy die woestyn uitkom na die versoeking toe, wat maak hy? Hy verkondig die evangelie van die koninkryk. Maar deur die jare het die vyand gekom en ons vasgehou met ons natuurlike aardse denke. En dit is die kus wat van kansels af gepreek word. Nie oor almal, ek veralgemeen nie. Maar dit hou mense in gevangenis. Hulle is mooi mense. Hulle het heelmoedig tot wedergeboorte gekom. Hulle het die Here Jesus aangeneem as hulle saligmaker. Maar hulle bly gees, siel, liggaam, finansiëel bly hulle arm. Maar die prediking van die evangelie van die koninkryk moet jou losmaak, sodat jy kan wees tot lof van God se teenwoordigheid in jou. Kan jy dink as hierdie bediening, as ons hierdie waarheid kan vat, en ons kom in en ons begin nou God lof te gee aangaande sy teenwoordigheid. Joseph het jy al gesien hoe verander mense se gesigte as hulle hoor jy's 'n pastoor. Sissie, hulle raak so heilig. Tot hulle stemtoon verander as hulle hoor ek is 'n pastoor. Dan kyk ek en sê, vir wie wil jy beïndruk? Jy's geen heilig man, godsdienstig. Van die pastoor is dieselfde as die lidmaat. Sy roeping verskil net. We honor them. Ja, ons eer hulle is ons geestelike vaders. Maar daar's geen verskil by God tussen die pastoor en die lidmaat nie.
ons verantwoordelikheid, die gawe verskil net. Maar saam maak ons die liggaam van Jesus. Nou God se koninkryk, die stelsel is supernatural. Nou die koninkryk van God, kom ons lees gou Matteus 12. Matteus 12 van vers 34. Hoor nou, skrik so bietjie. Luister na Jesus se woord. Skrik 'n bietjie, maar skrik net wakker, hoor. Nou hoor wat sê hy, ander geslag. Ja? Ander geslag. Sissie, kan jy hoor? Jesus kom uit begin, hy sê, ander geslag. Met wie praat hy? Met die wêreld. Hy praat nie met die wêreld nie. Hy praat met die belydende, Fariseërs, skrifgeleerdes, Sadduseërs en al daai gedigte. Hy praat met hulle. Nou hoor wat sê hy? Hy sê, ander geslag. Hoe kan julle goeie dinge praat, terwyl julle sleg is? Pastor, lidmaat, hoe kan ons goeie dinge, hoe kan ons die lig in die sout daar buite wees, terwyl ons sleg is? Hou vas. Ek het vir jou goeie hoop. Ek het goeie hoop hierso. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Totdat jy nie die openbaring en die volheid van die woord wat sê, ek het kom 'n woning maak in jou nie. Die koninkryk van God, my koninkryk is in jou nie. Sal jy altyd nonsens praat. Wat sê hy? Uit die oorvloed van die hart praat julle. Wat sê hy, hoe begin hy? Ander geslag. Hoekom verwys hy na 'n ander geslag? Why? Hy lyk reg, maar is nie reg nie. Is misleiding. Ek het weer gesê, die Johannes, die doper, toe hy in die woestyn was, het die woestynaddertjies, hulle praat, hy seker net so lank, so 30 centimeter, maar het gelyk soos 'n stukkie hout. Nou lê hy daar, nou as ons wil vuur maak, hout optel, dan vat hulle aan 'n adder, dan pik hulle. En hoeveel mense, hoeveel kerksmense, pik mense, met 'n woord, wat nie van God af is nie. En hulle vergiftig die mense met 'n woord onder die dekmantel, dat dit woord van God is, vergiftig hulle. Hulle hou hulle met ander woorde in gevangenskap. Ek wil Pastor Fani ook sê, Pastor Fani, you need to love people enough to tell them truth. You need to love him. Want hoe kan jy, as jy openbaring het wie daai mens kan wees, hoe kan jy hulle nog verder in 'n binding hou met mooi woorde, terwyl hulle moet losgemaak word? En net die waarheid kan jou vry maak. Wat sê in Johannes 8, sê hy vir ons, as jy die waarheid ken en die waarheid gaan julle vry maak. En wat die gees van God is, daar is vryheid. So wat sê ek vir jou, die koninkryk van God, die evangelie van die koninkryk, is 'n bonatuurlike koninkryk, maar hy manifesteer op aarde, vanuit jou binneste. As ek verwys na jou binneste, verwys ek na jou gees. Okay? Die Bybel praat van die hart. Dis hoekom hy sê, uit ander geslag. Hy sê, hoe kan julle goeie dinge praat, terwyl julle sleg is? Hoe kan julle goeie dinge praat, terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart, praat die mond. En ek wil vir jou vandag sê, kind van die Here, die gees man vrou gaan jou optel net so, uit jou spraak uit.
Jy kan godsdienstig klink soos jy wil, hulle gaan jou nie so kyk. En dit klink reg, want dit is godsdienstig. Maar hulle gaan jou kyk. Hulle gaan jou discern. Hulle gaan jou optel. As ons praat goed is, want ons wil nie praat. Ons wil 'n mooi indruk maak. Nie kind van die Here. Die koninkryk van God is supernatural, bonatuurlik, maar dit kom vanuit jou gees. Nee, waarheid, openbaringskennis kom uit jou gees uit, dan verlig dit jou denke. Dit verander jou spraak, jou handel en jou wandel. Kom ons lees dit nog 'n bietjie aan. Nou sê hy vers 35, dis hier waar ek wil uitkom, man. Die goeie mens, die wedergebore mens, die goeie mens, bring uit die goeie skat. Die wat? Uit die goeie skat. Die koninkryk van God is 'n skat, geliefdes. En hy kom maak woning in jou gees, in jou hart. Nou sê hy die goeie mens bring wat? Van dit wat in jou hart is. Koning, die skat in jou hart. Dit bring jy voort. Ons gaan aan. Ons gaan mooi lees. Skat van sy goeie, die skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Jy sien die goeie mens en die slegte mens, altyd hart, altyd gees. Die goeie mens en die slegte mens. Albei, hierdie goedes kom uit jou hart uit. Nou, as jy tot wedergeboorte kom, wat sê die woord van die Here? Hy sê jou gees het tot wedergeboorte gekom, jou gees, die werklike jy, is lewend gemaak. Maar jou denke moet nou vernuwe word. En suster, die een onder wie se bediening jy sit, gaan 'n impak hê hoe jou denke gaan verander. Ek kan jou net gee die openbaring wat ek het. So in ander woorde, onder wie se bediening sit jy? Hulle kan jou net gee wat hulle het. So uit hulle hart uit die hart van die mens, die goeie en die slegte mens, bring hulle voort, verskillende goed. Maar, kom ons nou ook 'n bietjie die predikers uit, kom ons kyk 'n bietjie na die lidmate. Jy sien, die werk van die prediker is om jou toe te rus. Om jou toe te rus, en as jy nie daar is, word jy nie toe gerus nie. Dis hoekom as jy maar nie die onderlinge byeenkomste verwaarloos soos sommige die gewoontes het nie. Kan jy nou kan ek jou maar gebruik? Okay, net 'n voorbeeld. Maar ek kan enigiemand van hulle praat ek. My tuis. Die eerste keer toe jy gesteel het as 'n kind, kan jy onthou? Wie van julle kan onthou die eerste keer toe jy gesteel het? As 'n kind. En weet jy wat? Jy is nie uitgevang nie. En wat maak jy toe? Dus die tweede keer wat jy steel makliker. Hallo? Vra vir ons kameraman, hy sê of jy sê dit is so. Jy sien, en dit is ons probleem. Ons raak dit gewoond.
Maar toe jy tot wedergeboorte kom, nou moet jou denke vernuwe word. Dis hoekom die Here Jesus Christus gekom het, ek het dit gaan lees, na die versoeking, toe hy die woestyn uitkom, toe begin hy die evangelie van die koninkryk verkondig. So in ander woorde, as jy die evangelie van die koninkryk, wat in jou is, jy kan maak wat jy wil, if jy are born again, dan kom maak hy woning in jou. Jy kan maar sê dit wat jy wil, dis wat die woord sê. Nee. Maar jou denke is nie vernuwe nie. En nou sit ons met 'n lot nonsens in ons denke, want ons kom uit die koninkryk van die duisternis uit. Nee. Jy moet verstaan, ek kom uit die kerk uit, maar ek het tot wedergeboorte gekom. En vir 30 jaar het hulle goeders in my kop gesit. My denke probeer verander. Maar weet jy, Jesus het my nie ryk gemaak nie. Ek het nie dit waarvoor Jesus aan die kruishout gesterf het, toe hy uitroep, dit is volbring nie. Nee. Toe hy die vloek breek, hy breek die mag van sonde oor ons. Ek het daai goeders nie verstaan nie. En daarom is dit belangrik, jou skat, jou hart, om dit te onttrek uit jou uit na buiten toe. Moet jou denke moet vernuwe word, sodat jy God se volmaakte en welgevallige wil vir jou lewe kan ken. Romeine 12:2. Lees dit, ek quoteer dit, jy kan maar gaan lees. Efesiërs hoofstuk 1. Spesifiek van vers 15, 16, 17 en 18, 19 tot aan die einde. Nou, hier kom Paulus en hy kyk na die gemeente van Efese. En nou, ouens, is 'n gemeente met wie hy praat. Hy sê, ek dank God as ek aan julle in my gebede dink. En jy kan maar gaan kyk die goeie hoedanighede van die gemeente van Efese. Maar nou kom Paulus en sê, maar nou bid ek vir julle. Dat die Vader, die God van die heerlikheid van ons Here Jesus Christus aan julle sal gee, sy gees van wysheid en openbaring, sodat jy hom kan ken. Mense ken hulle dominees, pastore en reverends, hulle ken hulle gemeente, hulle ken daai areas beter as wat hulle God ken. Maar wanneer jy verstaan wie in jou kom woning maak het, kan jy dan dink, ekskuus tog, toe Adam daar uit die stof van die aarde gevorm is, en Vader se Gees blaas die ruach in hom in, en hy word 'n lewende siel. Hy word 'n mens geskape na God se beeld, na God se gelykenis. Kom aan, geliefdes, ken die prentjie? Nee. Maar nou wil ek jou vandag sê, die dag toe jy tot wedergeboorte gekom het, die dag toe sy gees van bo, you need to be born from above, toe God se gees by jou kom stil staan, en hy oortuig jou van sonde, geregtigheid en oordeel, en jy neem Jesus aan as jou saligmaker. Luister mooi, luister, moenie mis nie, luister, selfgroepleiers, goeie besprekingspunte, luister, toe, jy sê ja. Hy kom, hy oortuig, jy sê ja. Toe herstel hy jou na sy beeld, na sy gelykenis. Toe herstel hy jou na sy beeld, na sy gelykenis. So wie is jy? Wie is jy? Smiley, kyk vir jou. Wie is jy? Jy is nie wie jy sê jy is nie. Jy sê nie wie jou ma sê jy is nie, of jou pa of jou maak saak wie dit of wat ek sien. Jy is wie God sê jy is.
God sê, na wedergeboorte, nee, toe kom maak sy heerlikheid, sy teenwoordigheid weer woning in jou. En luister mooi, as jy teruggaan na Genesis 1 en 2, 2 en 3 toe gaan, sê God vir Adam en Eva, ek gee julle mag en gesag, heers oor wat? Oor die visse, die voëls, die diere, oor die aarde bewerk het, al die rykdom op hierdie aarde, al die rykdom wat in die banke is, al die rykdom wat in jou huis of in jou kluis is, kom uit hierdie aarde uit, ouens. En God sê, bewerk die aarde, word ryk. So in ander woorde, die koninkryk van God is bonatuurlik, maar die manifestasie gaan uit jou uitkom. En totdat jy nie openbaring kry dat die koninkryk van God al die mag en gesag in jou is nie, en jou denke nie vernuwe word nie, sal jy 'n slaaf bly. Jy sal 'n slaaf bly van die vyand. Jy sal 'n slaaf bly van die koninkryk van hierdie wêreld. Jy sal nie deurbreek in die rykdom nie. Jy sal nie deurbreek in oorvloed nie. In 'n oomblik se tyd kan God herstel bring in jou lewe, in jou finansies, dat jy nog nooit aan gedink het nie. Sien kind van die Here, wat deposit ek en jy in ons gees? So die lering wat ek en jy kry, wat jou moet terugbring na die beeld, na die gelykenis van God toe, na die mag en gesag, van God wat terugkom in jou lewe, na wedergeboorte, hy kom maak woning in jou. Maar ek wil jou vandag sê, en ek wil spesifiek vir jou dit sê, you need to know the authority of God within you when the world and the systems come to approach you. You need to take authority over the world. Die woorde van die wêreld wat mense van jou sê of vir jou sê. Jy sal weet wat dit beteken. Sien kind van die Here, die krag van God. Die krag van God is in jou. Efesiërs 3:20, skryf dit neer, maar julle ken dit, hy sê, en hy, God, hoofletter H, en hy wat mag het om te doen, ver bo kan dit wat ek en jy bid of dink, deur die krag wat in ons werk. So in ander woorde, die koninkryk van God buite toe die manifestasie kom van binne af, nie van buite af nie. En die duiwel kom, omdat ons uit die koninkryk van die wêreld uitkom, kom hy met sy leuen, want dit wat jy sien, dis wat jy gaan glo, dit wat jy hoor, dis wat jy gaan glo, dit wat jy ruik, gaan jy glo, dit wat jy proe, gaan jy glo, en dit wat jy voel, die 5 sintuie. Maar dis aards, dis nie bonatuurlik nie. Maar die bonatuurlik, die koninkryk van God is bonatuurlik en met wedergeboorte kom maak hy woning in ons. So met ander woorde, waarvandaan gaan die krag kom? Waarvandaan kom jou oorwinning? Nee, kom van die Here. Waar is die Here? Hy's in jou. Wat sê in Johannes 4, Johannes 14, wat sê hy van vers 19, lees dit, sê hy sê, in die dag sal jy dit weet. Here, ek like dit. Hy hou dit nie vir ons geheim nie, sister. Hy sê, in die dag sal jy dit weet. You will know it. Ek en Vader in my. Ons in julle. Julle in ons. As jy my gebooie, hier net gou vir my bietjie. As jy my gebooie bewaar, sal my Vader jou lief hê. Amen. Is dit 'n gebod om te heers oor die vyand? Dis 'n gebod.
As jy nie dit oppas en bewaar nie, you're going to lose it. Dan sê Jesus, my Vader sal julle lief hê, en ek, wat in jou is, sal my aan jou openbaar maak. Amen. Here help hulle. Totdat jy nie openbaring kry van Jehovah Jireh, God is ons voorsiening nie, sal jy altyd wheel and deal, finansiëel. Jy maak wat jy wil. Jy kan wees wie jy wil. You need to have a revelation. Dis wat Paulus bid sê. Here, gee aan hulle u gees van openbaring, wys dat hulle u kan ken. As jy vers 18 gaan lees van Efesiërs hoofstuk 1, vers 18 hoofstuk 1 Efesiërs, sê hy, en jou gemoed vernuwe word, so jy die rykdom van sy heerlikheid wat in jou is, die krag kan ontvang. Wat het ek en jy nodig? Openbaring van God se woord. Want dis die pin om die rykdom wat daar is. Dis die pin, as ek het so mag noem. Nee, daar's nie 'n ander manier hoe jy hierdie koninkryk van God wat in jou is, gaan dat uitkom. As jy nie die woord ken nie. As jy nie die woord lewe nie. Ja, gehoor. Ek sit nou dag hierso. Toe ek inkom by die deur, kom 'n vrou sê sy by die dokter gewees. Ek het net 'n bietjie stadig gewees. Sy sê vir my, sy wil gebed hê. En jy sien, ons pastoor is ook mos nou nie meer dom nie. Ons het dit geleer. En ek sê, ek sit, ek hoor. Nou sê sy vir my, ek het niks gepraat oor rook nie. Ek het niks gepraat oor sigarette nie. Sy wil gebed hê. En dan sit ek, en sy sit. En sy sê vir my, haar man is dood, sy het 'n krisis om haar huur te betaal, maar sy rook nog. Toe sy dit sê, toe sê sy vir my hierdie ding. En die Here sal dit wegvat op sy tyd. My kakebeen slaat my hier vader. Wat 'n nonsens kan jy met my kom praat? Jy wil by my geld kom haal vir jou sigarette. Kom aan. Weet julle wat sê ek vir haar? Sy's 'n goeie pastoor. Ordentlike pastoor. Moenie met my nonsens praat nie. Ek kyk haar in die oë, ek sê, jy praat pas nou nonsens met my. Ek sê, Jesus het jou verlos, toe in die kruis hout dinge sê. Maar jy like daai sigarette. Jy like om te... Weet jy hoe weet ek het? Ek kom daar vandaan. Ek kom daar vandaan, ek het daai Guns N' Filters gesuig, broer, dat my longe soos 'n blaasbalk gelyk het. En die lees en die nonsens wat ek gepraat het, tot daai dag tot ek oortuiging kom, jy is nie gebore met 'n sigaret in jou mond nie. En ek roep en sê, God, help my, daai aand, ons 31 Desember, hoe oud is Ansie? 43 jaar terug, toe verlos God my. Wat wil ek jou vandag sê? Kan jy hoor, sy's 'n kerksmens. Maar ek hoor wat sy nonsens praat, sê met my, wie leer haar hierdie goeters, man? Hoekom wys ons hulle nie tereg, soos Sofanie ook so mooi sê, die hele skrif is ingegee, wat vir lering, teregwysing, onderrig, in die geregtigheid. Maar jy sien, ons verstaan nie, die koninkryk van God, die voordele van die koninkryk, moet uit jou gees uitkom, en sta daar. Maar as jou denke
nie vernuwe word nie, gaan jy nêrens heen kry nie. Slegte deposits kom uit die wêreld uit, die duiwel, nee, mislei mense om te dink dat die seëninge en die genesings en elke goeie voorsiening kom van buite af. Glo dit. Hoekom kyk mense na mense vir hulle voorsiening? Hoekom kyk Callie na my toe so vir klap koekies? Hy kan sy eie klap koekies bak. Jy kan. Sê ek lieg. Filippense 4 sê, ek is tot alles in staat. Die Christus met die krag gee. Al wat jy nodig het, is 'n resep. Dan kan jy mos bak. Wanneer? Maar kan julle hoor wat ek sê? Nee. Wanneer jy verstaan, openbaring kry van hom in jou, die waarheid is in jou, nee. Sien, ons kom uit die wêreld uit, so ons het gesien hoe werk die wêreld se stelsel, maar nou wil ons in die koninkryk, die kerk, nou wil ons daarin lewe met die denke van die koninkryk van die wêreld. Dit gaan nie, daar's niks bonatuurlik in die koninkryk van die wêreld, dis aards. Want jy kan dit sien, jy kan dit hoor, jy kan dit proe, jy kan dit ruik, jy kan dit voel. Maar die koninkryk van God is bonatuurlik. Hy gee dit vir sy bemindes en hulle slaap. Maar hoe word ek en jy gevoed? Jy sien, ons hoor 'n evangelie. Maar sien noodwendig die evangelie van die koninkryk van God nie. Want jy sien, ander geslag. As jy uit die skat van jou hart het. Ek gaan nou afsluit. Ek het nie so 'n stukkie gevat in die boodskap, nog nie eintlik gepreek nie. Hier goed, is nie te groot, wanneer ek dit bepeins, wanneer ek stil raak, en dan kyk ek na my eie lewe, en ek kyk na die mense, kyk na die kerk, dan raak ek hartseer, sê, Here, help ons. Lord, help ons. Here, help ons. Here, help ons. Wees ons genadig, help ons. En weet jy wat sê die Here dan vir my? Maar miskien ek het julle klaar gehelp. Maar weens die verhardheid van julle harte, kan julle waarheid, rykdom, oorwinning, bevryding, voorsiening, kan julle dit nie ontvang nie, want julle hart keer die supernatural kingdom of God, wat in jou is. Wanneer jou hart reg is, sal jy dit spreek, die verligting van die evangelie van die koninkryk van God wat in jou is, denke vernuwe, nou bring jy goeie skatte tevoorskyn. Vat vir Pastor Faniel vir ontbyt gisteroggend hier by die nuwe mall op te North of daai ding. En die waitertjie kom en sy stel baie hoflik. En ek vra vir haar, het enige iemand al vandag vir jou gesê, jy's kosbaar vir God? Sy kyk, wie so aan. Jy's die eerste een, meneer. Niemand het dit nog vir my gesê nie. Weet jy hoe lekker is dit om vir dit kon sê, want ek praat waarheid. Jy's kosbaar vir God. You and I, we need the Spirit of God.
Ek gaan vanoggend vir mense bid. Dat die gees van waarheid 'n bietjie op ons kan val. Die gees van openbaring op ons kan val. Mag die Here my help om nie ophou vir mense te bid nie. Partykeer raak ek ook moeg soos Paulus moeg geword het. En net wanneer ek my bedankingsbrief soos Elia wat daar onder die besemors gesit het en daar by spruit krit sy bedanking uitskryf, die Here vat my nou maar weg. En sê die Here van my, hey, eet, drink, word versterk. Ek het 7000 ander profete wat tog nie het nie gebuig het nie. Dat ons vir mense sal bid, hande oplê. Hoekom moet ons hande oplê, hè? Ek praat nie van hande oplê nie. Ek praat van hande oplê. Want die gees van God in jou. Die hande op mense lê, daar in Handelinge, en jy sien. En Petrus hulle die hande op die mense gelê, sodat die gees van God op hulle kon val. Dan het hulle begin profeteer. Dan het hulle begin praat in tale, en dat hulle God verheerlik. Nie 'n mens verheerlik, dit wil God begin verheerlik. Ek wil vir mense bid vanoggend. Ek gaan jou nie so wat nie, kom net nie. Ons wil graag vir jou net hande oplê, en ons gaan vir jou saam met jou bid. Dankie sit vir ons lied op.